Goeienaand, ryklike seëning Christus Jesus vir een en elk. Ek hoop dat almal 'n geseënde week gehad het sover en dat die genade van ons Hemelse Vader met een en elk gegaan het. Vanaand gaan ons 'n bietjie heilige koei slag. Nou weer in die onlangse verlede gebeur het, een van hierdie manne vasgehardloop het met die Israel visie en ons is Israel, ons is God se kinders en ons is die uitverkorenes en ons is verskriklik heilig en al hierdie dinge want ons onderhou die Sabbat. Kom ons slag gou daar die koei. Ons lees vanaand en die woord van die Here kom tot ons vanaand uit Jesaja 65. Nou Jesaja 65, enige iemand, elke gelowige moet besef dat die boek van Jesaja is bitter baie belangrik vir die Christen, vir die wedergebore kind van God. Die Here Jesus dui dit vir ons aan in die gedeelte waar hy dit voorlees in die sinagoge in sy tuisdorp en van die kloof of van die berg af wil gooi. As hy sê, die skrif het in vervulling gegaan voor julle oë vandag hier. Hoor wat sê die boek van Jesaja 65. Dit gaan die eerste video wees van 2. Ons gaan kyk waar is die vervulling in die Nuwe Testament in die tweede video. I am sought of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me, unto a nation that was not called by my name. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good after their own thoughts. A people that provoke me to anger continually to my face, that sacrificeth in gardens and burneth incense upon altars of brick, which remain among the graves and lodge in the mountains, which eat swine's flesh and broth of abominable things is in their vessels. Mooi hier lees in die gees, né? Hierdie broth of abominable things is in their vessels verwys na jou liggaam, is vervul met gruwelike dinge. Okay? Which say, en dit is ook nou bitter baie belangrik, which say, stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou. Mense wat hulle eie geregtigheid soek, en dan sê, ons is meer heilig as jy, want ons volg die wette na, ons onderhou die Sabbat. Okay? Holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all day. Behold, it is written before me, I will not keep silent, but will recompense into their bosom your iniquities and the iniquities of your fathers together, saith the Lord, which have burnt incense upon the mountains and blasphemed me upon the hills. Therefore will I measure their former work into their bosom. Dit is die Here se getuienis aangaande die seuns van Israel, van Jakob. Die Here is nie klaar met Israel nie. Die Here gaan 'n oorblyfsel hou, waarmee die Here gaan werk. Die Here is nog nie klaar met Jerusalem nie. Die Here gaan nog met Jerusalem werk. Maar, en dis die groot maar hier, slegs met sy uitverkorenes uit die stamme van Israel. Nie die hele Israel nie. Wat sê die woord verder vir ons? Therefore, thus saith the Lord God, behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty.
Behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed. Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. Dis die Jode. And ye shall leave your name for a curse upon unto my chosen. En hier is die belangrike gedeelte waar ons vanaand wil by uitkom. For the Lord God shall slay thee and call his servants by another name. Die woord van die Here maak dit vir ons hier 'n openbaring en sê, weet jy wat, nee, dit was Israel. Maar ek is nou klaar met Israel, want ek het hulle gesmeek en gesoebat om te luister, en hulle wou nie luister nie. Hulle het gerebelleer teenoor my, hulle het hulle gode aangehang. Die Afrikaanse vertaling gebruik die geluksgodin daar. Hier sê die troop in that number. Sê, weet jy wat, ek is klaar met die meerderheid van julle. Ek gaan vir my 'n heilige saad uit julle uittrek, uitverkorenes. Ek gaan met hulle werk en ek gaan met hulle deel. Maar die mense wat my gaan dien, gaan 'n nuwe naam kry. En dit is vervul in die Nuwe Testament. In die boek van Handelinge. Handelinge 11 vers 26. And when he had found him, he brought him into Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Die naam het verander volgens die woord van die Here. Is nou nie meer Israel nie. Dis nou Christen. Sy diensknegte is die Christene. Hulle wat glo in Christus Jesus. Hulle wat hulle lewe neerlê aan die kruis, aan die voete van Christus Jesus in wedergebore. Hulle wat gehoorsaam is aan die nuwe verbond wat op die tafel geplaas word. Dit is die Israel van God. En daarvan getuig Paulus ook. Ja, God gaan nog met die seuns van Jakob, van Israel, die uitverkorenes. Hy het nog 'n plan met hulle. Hy het nog 'n plan met Jerusalem. Daar sal van hulle oorbly 'n heilige saad, 'n uitverkore gedeelte. Remnant, die woord remnant, oorblyfsel van hulle sal daar wees. Maar die diensknegte van die lewende God gaan van nou af 'n nuwe naam hê, en daardie naam is Christen. Baie mense gaan vir my sê, weet jy wat Dani, jy gaan nou ver buite jou veld. Geen probleem nie, ons gaan môre aan kyk na wat sê die Here Jesus homself oor hierdie aangeleentheid uit die boek van Markus. Ek hoop om dit uit Markus uit te lees, dalk uit Matteus uit, sal net kyk, wat stel ons vir ons die mooiste en die duidelikste. So, as jy in Christendom staan, dan is jy die volk van God, nou hier 2026 op die aarde. Jy is die uitverkorene. Mag die Here jou seën, mag die Here met jou wees, en mag die Here jou skenk insig, kennis en wysheid in Jesus naam. Amen.